So op die 7 Augustus hierdie jaar het Kleinfontein 'n mediaverklaring uitgesit waarin hulle gesê het dat hulle is deur 'n Hooggeregshof hofbevel het dinge nou by 'n punt gekom wat sê wat kan Kleinfontein nou doen of nie doen nie. Nou ek gesels nou met Danny de Beer. Ons het so 'n rukkie terug daar by Kleinfontein aan die voorkant van Kleinfontein het ons gesit en kyk hoe die rooi mure of wat sal ons hulle noem hoe hulle daar opgemasseer het na Kleinfontein en dis waar ek en Danny toe nou die eerste keer mekaar ontmoet het. Maar Danny, vertel gou vir ons hierdie mediaverklaring van julle. Ek wil net hier aan vir ons mense kyk net daar weer daar, né? Eie oogits. Nee, hier nie. Die vorige een. Die punt wat ek wil maak is, wat behels die mediaverklaring en die hofbevel wat julle gekry het? Volgens my verstaan kan Kleinfontein nou Kleinfontein wees. Kleinfontein is die eerste keer in naam in 1989 gesien. Dis toe die eerste kontrak geteken is vir grond. So ons is eintlik al 'n redelike paar jaar daar. Ek dink die nuwe fase wat Kleinfontein nou betree, is uiteindelik na jare se gestoei, na heen en weer, na die kantoor en na daai kantoor, is daar nou 'n volledige raamwerk, waar ons nou vrede gaan hê met al die verskillende, kom ons sê nou maar owerhede, wat van tyd tot tyd kom en gaan in ons omgewing. En uit die aard van die saak is dit op die oomblik Tshwane. So die mediaverklaring het maar gegaan oor 'n ooreenkoms wat bereik is met Tshwane, wat uiteindelik 'n einde gaan maak aan die vrae wat hang oor Kleinfontein. Goed, nou jy sê nou daai vrae wat hang oor Kleinfontein. Watse vrae was daar nou wat gemaak het dat julle nie kon ontwikkel of groei soos wat julle wou groei nie? Die Kleinfontein se ontstaan was lank voor daar munisipaliteite was. Daardie geval waar munisipaliteite alle grond, insluitende plaasgrond, ingesluk het en hulle self toe die reg aangematig het om te begin belasting hef, gekom lank na Kleinfontein 'n dorpie geword het. Ons het al 'n redelike paar huise gehad. Toe is die eerste munisipaliteit op ons stoep en dit was Kungwini. Nou is dit Tshwane. Dit is vir ons 'n nuwe era en wat gebeur het is van tyd tot tyd is daar deur verskillende regerings, verskillende partye, was daar voorstelle gewees oor hoe om ontwikkelings te hanteer, hoe om landelike ontwikkelings te hanteer. Ek dink in my kop ons is nou by instansie nommer 5. Ek dink ons eerste poging om, kom ons sê maar, te formaliseer en erken te word, is onder die peri-urban wetgewing gewees. Daarna was dit die Oostelike Diensterade, daarna was dit Kungwini munisipaliteit gewees, en toe is dit Tshwane munisipaliteit in 2013, en toe is daar 'n stilstand, en die eerste vraag is natuurlik, hoekom is daar 'n stilstand? Want toe verander die wet. Nou is ons in 2026, die keer gaan ons hierdie 3 nie net tot op die kantlyn dra nie, ons gaan hom oorstoot, en ons sien ongelooflik uit na Maandag die 31ste. Ja, dis wat ek nou wil vra, is nou so, hierdie ding het nou uitloop, 'n ding wat uit hom uitloop, wat dan nou eers Maandag moet daar nog iets gebeur. Vertel gou vir ons kykers, wat behels dit? Heen en weer ons dagvaar, hele dagvaar ons, dit is Kleinfontein se geskiedenis gewees oor die afgelope paar jaar met spesifiek Tshwane gewees. En die mediaverklaring maak ook 'n melding van 2 verskillende sake. Dis maar Tshwane wat gesê het, hoorie maar, julle voldoen nie aan die bywette nie en ons gaan julle belas. En ons wat sê, goed, maar ons sal aan die bywette voldoen, maar julle kan ons nie onregverdig belas nie. So dit was toe so 'n bietjie van 'n stoeiery gewees. Die uiteinde van daardie stoei is 'n ooreenkoms. En daardie ooreenkoms behels dat ons teen 31 Augustus moet ons 'n volledige dorpsstigtingsaansoek ingee in terme van die nuwe wetgewing wat nou op toepassing is vir ons, en dit is Spluma. In ruil natuurlik was dit Tshwane wat ons uitgesonder het en op ons gepik het en strafbelasting gehef het op ons. Hulle moes dit terugtrek. So 'n onderhandeling is maar 'n bietjie gee en neem. Nou Tshwane het bietjie gegee en hulle het bietjie geneem en dieselfde aan ons kant. So Maandag dien ons aansoek in en die uiteinde van daardie proses gaan wees 'n kaart met die dorp Kleinfontein met 'n stempel wat sê
in terme van Gauteng, dit en dit en dit en dit, word hierdie area nou geproklameer as 'n dorp. As hy nou sê as 'n dorp, gaan julle hom nog steeds as 'n Afrikaner kultuurdorp kan handhaaf? Hoe gaan julle dit verseker dat dit, ek wil amper sê dat hy groei op dieselfde manier as wat in Orania gebeur? Of hoe verskil julle? Absoluut nee. Die aard van Kleinfontein, ons God, ons volk, ons eie, dit sal nie verander nie. Nie maklik nie. Daar sal 'n redelike bloedbad wees voordat dit gebeur. Dat kan ek je verseker. Ons bly Afrikaner kultuurdorp, ons bly ook 'n aandeleblokskema. Presies dieselfde soos Orania. Dis maar 'n baie goeie bedryfsmodel om seker te maak dat jy vir 'n homogene gemeenskap, 'n Afrikaner kultuurgemeenskap, die nodige maatreëls in plek sit dat Afrikaners kan gedei. So nee, dit verander glad nie. Die enigste ding wat gaan bykom is of wat gaan wegval is daardie vingerwysings om te sê ja, maar Kleinfontein betaal nie belasting nie, maar ja, Kleinfontein voldoen nie aan hierdie wetgewing of daardie wetgewing nie. So dis daardie vrae wat maar twyfel laat ontstaan het. Hoe veilig is jy in Kleinfontein in terme van jou belegging? Moet jy 'n huis daar koop? Moet jy 'n aandeel daar koop? Moet jy 'n besigheid daar begin? Dit sal uit die weg uitgeruim word en ons verwag dan 'n eksponensiële groei. Mens begin maar met 'n gedagte, dan jy 'n verskriklike groei soos al die entoesiasme daar is, en dan tree realiteite in, en die werklikhede tree in, en dan plateau jy maar weer so 'n bietjie, en ons sien ons is nou op die vooraand van absolute eksponensiële groei in Kleinfontein. Binne 6 km van ons gaan ons die grootste Afrikaanse universiteit ter wêreld hê. Is hy so naby aan julle? 6 km punt tot punt van Kleinfontein grond tot by Akademia. Klink vir my dat daar baie studente gaan studentebehuising dalk daar by julle kom opneem. Presies. Wonderlik, so daar's baie geleenthede. Ons mag nie vir almal vertel van al hierdie geleenthede wat nou opkom nie. Want ek hoor al reeds, as ek die voeltjies hoor vlieg, hoor ek al reeds julle eiendom is al beperk, is daar's nie meer eiendom nie. Inderdaad, dis een van die negatiewe komponente van die skikking, maar is natuurlik een wat ons, kom ons gaan hom in die rooi druk, is ons mag nie verdere konstruksie toelaat, behalwe daardie konstruksie wat benodig word vir die formaliseringsproses nie. Dis nou om te voldoen aan die bywet, dit is eintlik al. So wat dit beteken is, die aantal huise wat in Kleinfontein is, gaan so wees vir 'n jaar of 2, voordat ons die groen lig gaan kry om verder te bou. So dit beteken, as daar nou 5 of 10 of 15 huise in die mark is, die eerste 15 gaan daar die huise koop. So ja, ons verwag 'n ekonomiese oplewing in die huismark, ons verwag 'n ekonomiese oplewing in die huurmark, en die groot rede is, daardie twyfel wat om Kleinfontein gehang het, van Tshwane het julle die hele tyd in die kruishare, dis verby. Ons maak 'n einde daaraan. Ek sê nie, ons word vriende nie, maar ons maak baie definitief vrede. Ja, en dit wat julle in Kleinfontein doen, is nou 'n groeipunt vir die Afrikaner om homself weer te kan, ek wil amper sê, sy eie identiteit te kan laat groei. Ja, so is dit nog steeds julle doelwitte rondom die Afrikaner kultuur? Ons missie is absoluut onveranderd. Dis 'n Afrikaner groeipunt. Party mense praat van 'n boere-Afrikaner groeipunt. Ja. Dis vir ons mense, die taal wat daar gepraat word is Afrikaans. Dis 'n Christelike samelewing, dis 'n Afrikaner samelewing, dis 'n selfdoen samelewing. Ons gaan aanhou ons eie paaie skraap, ons gaan aanhou ons eie water verskaf, ons gaan aanhou ons eie elektrisiteit versprei, ons gaan aanhou ons eie rioolwerke bou, ons eie slote grawe, ons eie slote toemaak. Daar verander absoluut niks aan nie. Ons missie, die Kleinfontein missie, om 'n heimat te wees vir die Afrikaner, is absoluut daar. Danny, en dan nou, ek sien nou julle is nou besig om sommer te sê, julle gaan nie eers meer wag nie, julle gaan nou begin met karnavale, julle gaan nou begin groot gaan, en weer vir Kleinfontein, kan ek maar in Engels dit sê, op die map sit, want dit was my 'n bietjie asof dit so bietjie, julle is so bietjie, nie skaam gewees, ek dink julle was skaam nie, ek dink julle was onseker, so bietjie, daar was nie vir my daai volkome selfvertroue om Kleinfontein te bemark het nie. Is ek reg of is ek verkeerd, maar behalwe dit is, sê vir my oor daai, maar die karnaval wil ek gou graag oor praat.
Ja, nee, dis een van die eerste van hopelik vele funksies wat ons gaan aanbied in Kleinfontein. En ons het die infrastruktuur. Ons is ideaal geposisioneer. Ons sit in die ooste van Pretoria. Ons sit daar waar die meeste Afrikaners ter wêreld is. Ek het al genoem van die grootste Afrikaanse universiteit ter wêreld. Ek wil net gou vir die mense sê, wat se ding is daai? Dit is die Afrikaner Boere Kultuur Historiese Museum. 'n Museum. 'n Museum. 'n Museum in Kleinfontein, daar het julle dit. Ja. Dit behoort nie aan 'n organisasie nie, dit behoort nie aan 'n politieke party nie. Die argitek daar agter verwys dikwels daarna as absolute volksbesit. So gelukkig, ek sien by die Voortrekker Monument lyk dinge nog redelik goed. Daar's klomp van ons ander Afrikaner kultuurskatte wat egter op hope lê, wat in stoorkamers lê, wat vertrap word, wat ignoreer word. Nou ja, daar's 'n tuiste in die Kleinfontein Museum, maar hy staan bekend as volksbesit. Nee, ons was al 'n keer of wat in daai museum gewees en ek kan vir ons mense sê dit is mooi en dis interessant. Ek dink net hy sal klaar te klein. Ek dink as ons al die Afrikaner net een van ietsiekie het. Absoluut. Ek was onlangs ook daardeur en een van die pragtige dinge wat ek gesien het was dat daar's hempies gemaak tydens die Vryheidsoorlog uit meelsakke vir die kinders. Ja. En ek het so 'n klein hempie vasgehou. En toe staan vir my die geskiedenis vertel van die kind wat daar was nie klere nie. Want onthou die plase was afgebrand, die verskroeide aarde beleid, daar was niks van ons mense oor nie. En daai dogtertjie het 'n hempie gekry wat haar ma vir haar gemaak het uit 'n meelsak uit. En byvoorbeeld so iets kleins, maar wat regtig diep raak, so jy kry in ons museum. Dis my pragtig daar. Ek dink regtig waar ek wil julle gelukwens met daai inisiatief en ek wil eintlik julle sportfasiliteite, net so vinnig, julle sportfasiliteite, hoe lyk dit? Is julle nog aan die ontwikkeling? Ek weet julle het baie planne gehad 2-3 jaar terug toe ons daar was. Ons betree nou 'n nuwe fase. So ja, die gestoei met Tshwane het ons besig gehou. Die gestoei met Tshwane het ook veroorsaak dat daar maar bietjie wantroue was. Mense was onseker. Ons is nou 5 dae weg van ons historiese kom ons sê voldoening aan die Tshwane bywette. Wat beteken daai vraagtekens is weg. Nou is die groot vraag goed, wat gaan Kleinfontein intussen doen? Want nou moet ons seker maak dat ons stormwater is op standaard en ons rioolwerk is op standaard, of sal ek eerder sê, ons moet demonstreer dat dit op standaard is. So daar's baie infrastruktuurwerk wat gedoen sal moet word. Intussen is al Kleinfontein se fasiliteite daar. Kleinfontein se beplanning is 3 rugbyvelde, is 6 netbalbane, tennisbane. So daardie natuurlike hulpbronne of natuurlike infrastruktuur wat al reeds deel is van Kleinfontein, is mos nou die perfekte plek om ons bemarkingsveld tog vanaf af te skop. Ons mik vir Cavaliers, ons mik vir Bokkieweek. Ek wou sê Bokkieweek dalk, maar winterspele definitief. Absoluut, ja. Mens moet groot droom. Danny, maar ons sien nou uit na die 26ste September, wat julle hierdie karnaval, die lente karnaval gaan Wiki toe sy was, het sy gepraat van die karnival. Nou dit geklink amper soos karnivoor. So wat ek gehou het van hom is, dit klink vir my baie na vleis, jy weet, na baie vleis wat daar kan wees. So vertel ons 'n bietjie meer. Julle gaan groot nou met karnaval, julle al die mooi goede. So dis lekker om ons mense te kan sien en dat hulle daar kan kom die kultuur pleeg daar op Kleinfontein. Ja, inderdaad. Dis ook die eerste fees, kom ons sê na hierdie historiese party mense noem dit 'n oorwinning wat ons in die howe gehad het. So ons sien baie uit daarna om te gaan ontspan en bietjie af te blaas en te sê hoorie, nou gaan ons ontspan, nou gaan ons doen dit wat Afrikaners en dit wat boere doen. Ons gaan makiti hou, ons gaan vleis braai, sosaties, maar daar sal definitief ietsie vir die keel wees, daar sal ietsie wees vir die maag, en daar sal definitief baie proteïene wees. Maar ons sien uit daarna, hier doen hulle die vlagopening, 'n vlagparade. Dit klink my julle gaan wegtrek met so 'n vlag opening, vlagparade. Dit klink vir my baie lekker met 'n kantus die Vrydag aand. So vir ons kykers, julle kan net daar gaan
op die sosiale media intik, Kleinfontein Lente Karnaval op Facebook, dan kom jy op hierdie mooi prentjie af en daar kan jy nou gaan bietjie jou goedjies lees oor die fees, hoe om betrokke te raak. En dan sê jy vir my toegang het julle gesê is gratis. Absoluut. Ons gaan Kleinfontein tentoonstel en ons gaan regtig bietjie die hare laat sak. Bietjie die hare bietjie losmaak. Nie dat ons boere altyd baie lang hare het nie. Kyk. Ja, myself is sprekende Ek het voorbeeld. bietjie meer hare as jy dan. Maar ons gaan bietjie ontspan. Lekker ontspan. En dan wil ek ook uitnooi, daar is 'n lekker kuierplek waar mense kan bietjie rustiger raak en kuier as jy nou nie rus is om heeltyd rond te loop nie. Doen dit maar kom kyk 'n bietjie, kom voel Kleinfontein. Ek dink jy gaan agterkom dat daar's energie wat gaan uitborrel en dan het hulle planne vir Vrydag aand en dan ook Saterdag aand. En dan die jonges, kom asseblief, julle doen die vlugbal. Mense wat in die vlugbal ken die volleybal. Kom speel 'n bietjie vlugbal daarso. Gaan kyk op die blad wat moet jy doen? Jy moet neonklere aantrek. Dis nou interessant, né? Laat jou so gloei. Hulle sê as jy daai klere aan het, dan sien jy nie die mense se hande en se koppe nie, jy sien net die klere. Jy sien net hierdie wit bal wat so snaaks lyk en dis wat dit so mooi maak. So ek dink gaan baie interessant wees. Ons gaan dit probeer afneem. Ek weet nie of die kameras dit gaan afneem in daai donker nie, maar ons sal maar plan maak, né? Maar baie geluk met julle karnaval. Ons sien julle dan op die 26ste September en dankie dat jy ingekom het om met ons te gesels het oor Kleinfontein. Ons sien uit daarna en stuur maar gerus vir ons nuwe nuus. Ons sal so maak. Laat ons dit draai hier op Boer Media. Absoluut. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie en dit was nou Danny Danny de Beer wat ons gesels het, net vir ons 'n bietjie weer 'n opdatering gegee het op Kleinfontein. En as jy 'n bietjie moedeloos geraak het oor Kleinfontein, is ek bevrees jy kan dit maar weer wegbêre en nuwe moed skep en kyk na dit wat gebeur op Kleinfontein. En die 26ste September is so 'n geleentheid. Kom maak 'n draai. Dankie.